Nou, as ons nou nog kyk na ander maniere hoe hulle die faktorisering vir jou kan vra as jy die grootste gemeene faktor moet uithaal, is wanneer jy hakkies by het. So onthou, baie belangrik, wat die kinders baie keer help hierso, is onderskei tussen jou terme. Okay, dat jy kan sien wat se term sit waar. So byvoorbeeld hierso is een term, en hierso is die ander term. Okay, so onthou by 'n gemeene faktor soek ek vir iets wat ek by albei my terme kan uitdeel. Okay, nou gaan ek dit met die deelmetode verduidelik en nie met daai wat ons in die vorige video gedoen het, die waar jy dit skryf as 'n produk van sy priemfaktore nie. So wat ons nou doen is ons kyk, as jy sien by albei jou terme is daar hakkies wat dieselfde is, dan kan jy ook daai hakkie uitdeel as 'n gemeene faktor. Maar dit beteken jou hakkies moet letterlik presies dieselfde wees. Nie presies dieselfde soos in die volgorde nie, maar dit wat binne die hakkie staan. So as die A hier positief is, moet hy hier ook 'n positief wees. As die B hier 'n positief is, moet hy hier ook 'n positief wees. Okay, as die tekens verskil, dan kan ons nie meer dit doen nie, maar ek sal nou vir julle verduidelik hoe die tekens werk. Maar as daar gestaan het byvoorbeeld B plus A, dan is dit ook nog steeds fyn, want die A is nog steeds 'n positief soos daar, en die B is ook nog steeds 'n positief soos daar. So die volgorde van dit wat hier binne staan maak nie saakie, solank die tekens mekaar match. Okay, so, ek sien dat daar by albei van hulle 'n hakkie A plus B is, so ek kan die hakkie gaan uitdeel as 'n gemeene faktor. So onthou weer eens, ek deel dit uit. So ek het daai eerste term, A plus B, gedeel deur die gemeene faktor wat ek uitgehaal het. En as ek een term bo die lyn het en een term onder die lyn, dan kan ek uitkanselleer dit wat dieselfde is bo en onder die lyn. So dan sien ek hier's 'n hakkie AB bo die lyn en 'n AB onder die lyn, so ek kan dit uitkanselleer. So ek bly net oor met die 5x. So onthou, ek het elke keer die gemeene faktor uitgehaal en dan dit wat oorgebly het nadat ek dit uitgedeel het ek in hakkies gesit. So dit wat oorgebly het by my eerste term nadat ek dit uitgedeel het, is 'n 5x. En dieselfde, as jy dit sou doen by die blou ene, as jy daai hakkie uitdeel, dan bly jy oor met die minus 3y. Maak dan net ook altyd seker dat jou hakkie so eenvoudig as moontlik is. Kom ons kyk dan gou na hierdie voorbeeld. So by hierdie voorbeeld het ek weer my een term hierso, en ek het my ander term hierso. So nou sien julle hierdie hakies lyk baie na aan mekaar. Maar hierso is my x 'n positief, daar is hy 'n negatief. Hierso is my 2 'n negatief en daar is hy 'n positief. Wat beteken jou hakies het teenoorgestelde tekens. So as die tekens van my twee hakies nie presies dieselfde is nie, kan ek dit nie uitdeel as 'n gemeene faktor nie. So ek moet nou eers iets doen om daai tekens dieselfde te kry. En dis waar my magic tekenreël inkom. My magic tekenreël werk so. As ek vir dit wat hier binne in my hakkies is, die teenoorgestelde tekens wil gee. Okay. So ek het nou die volgorde omgeruil, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die feit dat ek die tekens verander het. Hier is die x 'n minus, daar is hy 'n plus, hier is die 2 plus, hier is hy 'n minus. Okay, so ek het as die tekens binne in die hakkie die teenoorgestelde geraak het, as hulle verander het, dan moet die teken vooraan die hakkie ook die teenoorgestelde raak. Okay, so dan vervang ek daai plus in 'n minus in. Okay, en as jou twee hakkies nou dieselfde is, nou kan jy hulle weer uitdeel as 'n gemeene faktor. En dan skryf ek in hakkies dit wat oorbly nadat ek dit uitgedeel het. So by my eerste term bly daar 'n 2a oor. En by my laaste term bly daar 'n minus b oor. Okay. Nou die laaste voorbeeld wat ek met julle wou gedoen het met die hakkies en die gemeene faktor is wanneer jy 'n kwadraat het en jy het net hakkies om mee te werk. So nou kyk jy weer, hierdie is my eerste term en hierdie is my tweede term. Okay, so onthou, sien julle die hakkies is dieselfde, né?
Maar hierso staan 'n tot die mag 2. Nou daai tot die mag 2 beteken eintlik, dit is daai hakie maal met homself. So daar's eintlik 2 van hulle. So nou sien ek, hierso is 'n hakie A plus 1 en hierso is 'n hakie A plus 1. So ek gaan een van hulle uitdeel as 'n gemeene faktor. Okay, so ek deel hom uit. Dan bly hier by die eerste term nog steeds 'n hakie A plus 1 oor, né? Want daar was ons 2 van hulle gewees. Nou bly daar nog 1 oor. En hierso, pas op, daar bly nie niks oor nie, né? Onthou, as ek dit uithaal, ek haal dit nie eintlik uit nie, ek deel dit uit. So ek het daai ding gedeel deur my gemeene faktor wat ek uitgedeel het, wat ook 'n hakie A plus 1 is, en enige iets gedeel deur homself is net 1. So moet asseblief nie vergeet dat daar nog steeds 'n 1 ook daar oorbly nie. En dan, ons wil nie altyd 'n hakie binne in 'n hakie hê nie, so ons maak die buitenste hakie dan 'n vierkantige hakie, en dan is die binneste hakie 'n ronde hakie. Maar dan kan jy nog steeds dit wat hier binne in die hakie is, eintlik vereenvoudig, né? Want sien jy, hierso is getal en daarso is 'n getal. So, as ek wil ontslaa raak van hierdie hakie, moet ek ons dit wat voor in die hakie is inmaal. Maar daar staan eintlik maar net 'n enetjie voor. En as ek die 1 inmaal, bly dit wat binne in die hakie is eintlik maar nog steeds presies dieselfde. So dit bly A plus 1. En dan kan ek 1 aftrek en plus 1 minus 1 is 0. So by die laaste hakie bly daar eintlik dan net 'n A oor. En daai A hoef ek nou nie daar aan die einde te gaan skryf nie. Ek kan hom ook somme aan die begin gaan skryf. Gewoonlik kan doen ons dit, want dit lyk net so bietjie netjieser. Nou sien.